to your name. Of it all, for everything comes from you. May everything that we do and say bring absolute honor and glory to your name. Thank you, Father, for this day. Thank you for choosing us. Thank you for anointing us. Thank you for calling us by name. Thank you, Lord, that you have woven us together intricately. That means, Lord, that you know us, even in the areas that we are not aware of ourselves. You know us. So where can we be safer than in the hand of the Father, Creator of the universe? Beautiful Lord, what a privilege it is to be in your house, the place that you have chosen to put your name. May this day bring glory to your name, in Jesus' name. Amen. Goeiemôre. Baie welkom aan elkeen wat hier is vanoggend. En ek dink die Here het met ons 'n afspraak vanoggend. Januarie maand het ons 'n tema gehad. Dit was Psalm 1. Wie kan vir my sê wat die tema was? Open doors. Februarie maand was Psalm 23. Wie kan daai tema onthou? Opportunities. Maart, Psalm 27, divine provision. April, Psalm 91, en dit was abundance. En ons is aan die laaste dag van Mei, en my maand is Psalm 21. Wie weet wat is die tema vir hierdie maand? Consecration. So, volgende maand is Junie, dan is dit Psalm 46, en ek noem dit so lank vir julle. So julle kan gaan lees Psalm 46. En die tema is victory. So as ek kyk, ons temas stap 'n pad saam met ons. Ons het begin by open doors, opportunities, divine provision, abundance, consecration. Volgende maand, victory. Nou, ek is net vanoggend hier om 'n opsomming te kon doen oor hierdie maand se tema. En as jy gaan kyk, pastoor Zander het daaroor gepreek, pastoor Denise het daaroor gepreek, pastoor Chris, dink ek het ook 'n kort sessie gehad rondom dit. Maar uit elke boodskap uit was daar key dinge wat ons moet onthou. Nou ek gaan beginne en ek gaan 'n vraag vra. Wat is consecration? Wie kan vir my die Afrikaanse woord van consecration gee? Kom praat saam met my. Ons moet deelneem. Dis nie net ek wat praat nie en ek gaan baie vrae vra. Nee, dis nie heiligmaking nie, maar is amper daar. Dit is op pad na heiligmaking toe. Toewyding. Toewyding is die Afrikaanse woord. So toewyding, wat is my toewyding? Hoe leef ek? Wat doen ek? Nou consecration, pastoor Denise het vir ons gesê, is set apart for God. Consecration is the act of officially declaring a person, a place, an object sacred and dedicated into a divine purpose. So dit is 'n definisie daarvan. Nou as ons gaan kyk na Psalm 21 en ek gaan net gou-gou deur Psalm 21 hardloop, dan gaan ons verder daarso. Psalm 21 sê, hierso in vers 1 sê hy, the king rejoice in your strength, Lord. So met ander woorde, hierdie koning vat nie die eer vir homself nie. Hulle sê, the king rejoice in your strength, Lord. So hulle gee al die eer weer terug aan God die Vader. Nommer 2, consecration bring God's favor. Dis vers 3 tot vers 6. Hy sê, describe God's blessing, the king with honor, life and joy.
It reflects on Bible principles. Those who dedicate themselves to God receive God's blessing. Jy moet mooi luister. Consecration means living for God's glory. So consecration is nie net vir myself nie. Ek leef sodat iemand God's glory deur my lewe kan sien. Consecration requires faithfulness. Dis vers 7. For the king trust in the Lord through the unveiling of love of the Most Highest, he will not be shaken. So consecration is not a one-time event. It's a continuous walking with obedience. Continuous walking with obedience. So toewyding is nie net, ek gee my hart vandag vir die Here en ek los dit daar nie. Dis om continuous with God te move en with God te wees en saam met hom op die pad te beweeg om die einddoel te bereik. Dit is toewyding. So toewyding is nie net sommer 'n klein dingetjie nie. Ek wil gou vir julle 'n storie vertel. Ek gaan net hier so stop. Gou vir julle 'n storie vertel en ek vertel hierdie storie sodat julle iets kan agterkom. Daar was 'n Spaanse kolonel, bevelvoerder in 1519. En Spanje het hom gestuur na Mexico toe en gesê, gaan vat Mexico oor. En hy kom daarso by 'n hawe in Mexico aan met 11 skepe en 500 manskappe. En toe die manskappe die empire sien wat daar in Mexico is, toe skrik hulle en hulle is bang. En die bevelvoerder sê vir sy tweede bevel, steek die skepe aan die brand. En toe sy manskappe omkyk, 500 van hulle, toe sien hulle die skepe brand. So daar is nie uitkomkans nie. So wat moet hulle doen? Hulle kan net vorentoe gaan. Nou dis hoe toewyding is. Om dit wat jou tot hier toe te bring het, wat jou tot hier toe gebring het, te verbrand en God te vat en met hom elke dag te stap, orals waar hy gaan, 'n toegewyde lewe aan hom, orals waar jy gaan, om dit wat die Here in jou hart gesit het, en ons elkeen het 'n doel, om dit uit te leef, en dan nog die gawes ook daarbey. Nou Joshua 3 vers 5 leer vir ons van consecration. Ek hoop julle kan sien daar. Hy sê, consecrate yourself, like laying your lives down before God. Set apart your life to Him, completely, wholly, for tomorrow the Lord will do wonders amongst you. Okay, so wat beteken dit? Gee jou toewyding aan hom. Completely, your whole life you give to God. And tomorrow you will see wonders. Toe ek dit lees, toe kom die gedagte net by my op. Wat se wonderwerke kan ons môre sien? Is daar iets vir God onmoontlik? Is daar iets vir God onmoontlik? Nee, daar's niks vir God onmoontlik nie. So elke wonderwerk wat jy in jou lewe nodig het, kan ons sien gebeur. Ons kan dit sien. So onthou hierdie, wat se wonderwerk wil jy môre sien? En ek wil asseblief, as daar iets môre gebeur, sit dit op die groep. Sê, luister, die Here het vir my deurgekom met hierdie ding. Ek bid so lank al daarvoor, want dis 'n wonderwerk wat gebeur. Skielik het daar iets in my hand geval. Dis 'n wonderwerk wat gebeur. Sit dit op die groep, sodat ons die ander mense wat nie hier is, die kan motiveer en dat ons hulle kan leer.
that tomorrow we can see and we will see wonders. Nou wat sal die woord toewyding beteken? Wie kan vir my 'n goeie Afrikaanse definisie gee vir toewyding? Is deel daarvan, ja. Uithou en aanhou, yes. Oorgawe, yes. Toewyding beteken 'n diep vertroue, verbintenis of loyaliteit aan 'n taak, 'n doel, 'n persoon of 'n roeping. Dit behels dat jy jouself heeltemal gee en bereid is om hard te werk en om energie te belê om iets uit te voer tot die einde toe. Dis toewyding. So ek gee my hart vandag vir die Here. Is dit die einde? Dis die begin van my pad wat ek stap. Maar ons einddoel moet ons nog bereik. So ek moet die toewyding so vir hom gee en elke dag lewe daarna en elke dag aangaan daarmee en onthou, luister, maar ek behoort nou nie meer aan myself nie. Ek behoort aan die Here. Tot die dag wanneer hy ons kom haal. Dit is toewyding. Nie om oor 5 jaar te gaan terugsit en sê, ek het bereik in die lewe wat ek wou. Want dit kan dalk aardse dinge wees wat jy bereik het. Maar wat van die ewige lewe? Wat van die ewige lewe? Dit is ons grootste doel, hoekom ons hier op die aarde is om God se doel met ons lewe uit te leef. Ons het deur die laaste 6, 7, 8 weke, miskien langer, het ons konneksiegroepe deur 'n tema gegaan. En ons moes sekere dinge gedoen het om die ouens te stretch. So daar moes uitreike plaasgevind het. En dis nie lekker om sommer net 'n uitreik te gaan doen nie, want jy weet nie wat om te verwag nie. Maar dit is toewyding, om daai challenge te vat en dit deur te sien. Ek gaan die prayer warriors sommer noem as 'n voorbeeld, om deur te sien, om by Pick n Pay te gaan sit. We care, help them. En hulle vat sop en broodjies en hulle deel dit vir die mense uit. Dit is toewyding tot 'n taak. Dis deel wat ons moet doen. Dis om ons te stretch. 'n Rek breek, maar die stretch waarvan ek praat, kan nie breek nie. Ons kan nog so gestretch word, maar ons einddoel is om te leef waarvoor die Here ons geroep het. Lukas 9 vers 23 sê die volgende: as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and following me. So toewyding stop nie hierso nie. Dis 'n daaglikse ding. Kom ek noem gou vir julle 'n voorbeeld, en Johan is besig met die kinderkerk. En die kinderkerk se temas is presies dieselfde as ons tema. So hulle kyk ook vanoggend na Consecration. Nou Johan het 'n rugbybal daarso. Wat doen 'n rugbybal? Wie kan dit vir my sê, wat doen 'n rugbybal? Skies? Hop hy rond? Nee, hy kan nie. Hy doen niks nie. Want 'n rugbybal kan niks doen nie. Jy het 'n instrument nodig om iets te kan doen met die rugbybal. En ons is instrumente vir God. So ons is die rugbybal. Maar, of God is die instrument, ons is die rugbybal. Hy vat ons en hy gooi ons. En ons moet net bereid wees om te gaan waar hy ons wil hê, elke dag. Romeine 6 vers 13 sê, en moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewens geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in diens van God. Stel jouself
beskikbaar vir God. Dis 'n keuse wat jy elke dag moet doen. Jy kan nie net sê, ek is beskikbaar vir God nie. En jy sit daarso. Nee, ek het gesê, ek is beskikbaar. Hierdie ou kom voor my verby geloop. Ek is beskikbaar vir God. Hy's die instrument. Ek moet opstaan. Hy het die bal gegooi. Ek moet opstaan en sê, hey, ken jy Jesus? Ek moet opstaan en sê, hier's vir jou iets, gaan koop vir jou kos. Dit is wat die bal doen op die ou einde. God gebruik die bal. God gebruik ons om sy doel te voorsien. Om 'n lewe van toewyding te leef, teken ons eie wil neerlê. Surrendering your plans. Om jou wil neer te lê. Laat staan sonde. Surrender bad habits. Hou op met sonde. Kyk wat ons kan doen. Om God toe te laat om leiding te neem. Van myself. Hier binnekant my is daar iets wat 'n mens pride noem. Daar's iets wat 'n mens pride noem. And sometimes we must leave our pride behind and we must still do what God say we must do. En dan om hom eerste te stel in jou lewe met alles. Laat God jou lei waar jy wil wees. 'n Goeie voorbeeld daarvan is Abraham. God het vir hom gesê, pak op en trek. Wat gaan u vandag doen as God vir u sê, pak op en trek? Jy weet nie eers waarna toe jy gaan nie. Wat gaan jy doen? Nee, maar ek was nou by die kerk en niemand het dit vir my bevestig nie. Ons moet ons common sense gebruik. Jy kan dit nie net sommer doen nie. Dis mos wat ons doen. Niemand bevestig nie. Maar God gee vir jou 'n opdrag. Pak op en trek. Toewyding vereis heiligmaking. Heiligheid. So as 'n ou hierdie pad begin stap, dan stap jy 'n pad van heiligmaking. God roep sy kinders om saam met die wêreld te leef, maar nie net in hierdie wêreld te leef nie. Petrus 1 vers 15 en 16 sê, maar soos hy wat hulle geroep het, heilig is, moet julle ook julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, want ek is heilig. The English, be holy, because I am holy. 2 Korintiërs 7 vers 1 sê, terwyl ons dan die beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons heiligmaking in die vlees na God volbring. Met ander woorde, ons stap die pad van heiligmaking. Ons gaan kyk na wat is binne in my. Julle het nou die punte gehoor. Een van die punte is, ons moet die sonde los. Wat is hier binnekant my? Waarmee sukkel ek? En ek weet, dit kom nie oornag nie. Waarmee sukkel ek? En daai dingetjie waarmee jy sukkel, dis die besoedeling wat in jou gees en in die vlees is. Dis die besoedeling wat in jou denke is. Jy weet nie hoekom nie, maar jy dink daaraan. Kom ons leef die pad van heiligmaking. Ons herken hom. As ons hom herken,
gaan ons na die Vader toe en ons vra die Vader om ons te help. Daai ding wat so groot is hier binnekant my, help my, vergewe my. O Heilige Gees, as ek weer dit wil doen, waarsku my voor die tyd. En hy doen dit. Hy doen dit. En dan, die ander punt wat ons gesê het, is gehoorsaamheid. As hy jou waarsku, moet jy net gehoorsaam wees, om nie aan te gaan nie. Heiligheid beteken om gehoorsaamheid te leef. Consecrations means to live obedience. Om sonde te vermy. En jy weet, as 'n ou hier voor sit of staan en jy moet 'n boodskap bring, dan wonder jy altyd, het ek die regte boodskap vir vandag? So jy stel jou gees oop en as iemand iets sê, dan luister jy wat hulle sê. Jy dink, Pastoor Zandri bid en hy sê, en sy sê, quickly to repent. Quickly to repent. Om 'n rein hart te hê. Guard your heart against everything. Guard your heart. God se woord ernstig op te neem. Weet, ons lees die woord van God. En ons kyk na hierdie woord. En baie keer lees ons die woord so vinnig, dat as ek opstaan, dan weet ek nie eens wat ek gelees het nie. Maar ons gewete is gestreel, want ek het mos nou gelees. Maar om die woord te lees beteken om dit wat jy raak lees, te vat en iets daarmee te doen. En toe ek hier voorberei het vir al die Ou Testament, ons is nou besig in die Ou Testament, 2 Samuel kom op, ek sê, wow, ek gaan terug en gaan kyk, 2 Samuel het ek gehighlight. Want dit wat ons lees, moet ons doen. Ons moet dit nie net sommer net los nie. Ons kan nie half vir God leef nie, en half in die wêreld nie. Ons moet voluit vir God leef. Ons moet voluit vir God leef. Dit is toewyding. Nou toewyding bring ons nader aan God. Toewyding gaan nie net oor om goed te los nie, maar ook nader te beweeg na God toe. So met ander woorde, ek gee my hart vandag vir die Here. Yes, Vader, doen met my net wat U wil. Ek begin die Bybel te lees, ek begin bid, en deel van hierdie handeling wat ek doen, hierdie toewyding wat ek doen, beweeg ek nader aan God. En so kan ons iemand help wat ons sien. Want ons groot doel is tog net om liefde uit te dra, om God se liefde uit te dra vir die wêreld. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelsinniges. Come near to God, and He will come near to you. Wash your hands, your sinners, and purify your heart, your double-minded. Daar sê hy dit baie mooi wat ons moet doen. Joshua 3 vers 5, en ons gaan terug na Joshua toe. Dit was een van die opening tekste. Joshua 3 vers 5 sê, verder het Joshua vir die volk gesê, heilig julle, want môre gaan die Here wonders onder julle doen. En ons het net so bietjie stil gestaan daarby. Hoor wat sê die engels. And Joshua said to the people, consecrate yourself, like laying down your life, down before God. Set apart your life to Him. Halfway. Completely. Completely holy.
For tomorrow the Lord will do wonders amongst you. En is dit nie wat ons wil sien nie? Ons wil sien hoe God die wonderwerke doen. Ons hoor van die wonderwerke. En dit gebeur met ander mense, maar dit gebeur nie met my nie. En ek wil ook die wonderwerke sien. Maar hy sê vir ons wat ons moet doen. Hy sê, set apart your life to him. Nie halfway nie. Set apart your life to him, to God. Wanneer 'n mens aan God toegewy is, word jou gebed kragtiger. Your prayers became deeper. Word aanbidding groter. Worship became better. Word jou geloof sterker. Faith became stronger. Word God se stem al duideliker. God's voice become clearer. Sometimes just a thought. It's God's voice. Sometimes you can hear his voice like a human voice. But sometimes it's just a thought. And if you get a thought, and it's a good thought, will it be from the devil? No. Dit is hoe jy kan onderskei. As jy 'n gedagte kry, en dis 'n slegte gedagte, dan weet jy, dis van die vyand. Maar as jy 'n goeie gedagte kry, kom dit van God af. En dan moet ons vir hom vra hoe en waar wat ons moet doen. God werk deur mense wat hulle self aan hom toewy. So met ander woorde, as ek hierdie vraag vanoggend vra, ons kom hierdie maand deur consecration. Wie het hierdie maand besluit, ek wy my lewe aan God toe? Ek kan die hande opsteek. Ek dink ons almal kan ons hande opsteek en sê, dis ons besluit. Dis hoekom ons hierdie tema het, om te fokus hierdie maand op dit. En miskien het u dit al 20 jaar terug gedoen. Miskien is hierdie net weer net iets, om ons net 'n bietjie wakker te maak, oor dit wat ons al geleer het in die verlede, net 'n bietjie te polish. En net 'n bietjie weer nader na God toe te kom. Toewyding is 'n daaglikse wandel met God. Toewyding is nie net 'n emosionele oomblik by die altaar nie. Dis 'n daaglikse besluit. Ek moet opstaan. En ek moet besluit, vandag gaan ek met die Here met my op pad stap. Gaan ek my lewe in sy hande sit. Gaan ek my toewy aan dit wat hy wil hê wat ek moet doen. Dis 'n besluit. So jy moet elke oggend as jy opstaan, besluit jy, my lewe is vandag in God se hande. Hy lei my waar hy my wil wees. En partykeer gebeur daar dinge, maar my lewe is in God se hande. Ek dink dit was Dinsdagoggend. Staan ek op, maak klaar, gaan lees Bybel, en ek lees die gedeelte, en ek kyk so op my horlosie, ek sien, dis tyd om te ry. Maar ek is nog nie klaar met die gedeelte nie. En ek besluit net daar, ek maak klaar met die gedeelte. Ek en Nursie bid saam in die oggende, gaan bid saam met haar, klim in die kar en ek ry. Toe ek daar by Polla kom, toe is daar 'n ongeluk, wat net gebeur het. So dis 'n daaglikse wandel, toewyding aan God. Ek sê nie die ander mense het nie hulle lewe toegewy nie. Ek sê wat hy vir my gedoen het. Hy het my daai oomblik gevat en die gedagte was, lees hierdie hoofstuk klaar. En ek was amper klaar. Maar is tyd om te ry. Maak hom klaar. Luister na die stem van die Here. Luister na daai gedagte wat inkom. Ek bel vir Nursie. Ek sê, wow,
Kyk wat het gebeur. Dis 'n wonderwerk. Ons vra vir die Here, dat hy sê, kyk of ek nie die wonderwerk môre gaan doen nie. So toewyding is 'n daaglikse besluit. Daagliks besluit ek om dit te doen. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. So met ander woorde, ek is gekruisig saam met Christus. Okay. Lukas 9 vers 23 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Whoever wants to be my disciple must deny himself and take up their cross daily and following me. So dis 'n daaglikse ding. Hoe doen ons dit? Wat is toewyding aan God? Wat doen ons? Ons kan begin by Bybel lees. Ons kan begin by bid. Gehoorsaamheid. As ons gedagtes nie reg is nie, kan ons begin en hom vra, die Heilige Gees vra, reinig my gedagtes, sodat my gedagtes kan skoon kom, sodat ons rein gedagtes kan hê. En dan is dit seker een van die grootste dinge, is getrouheid. Baie van ons sal sê, ek is toegewy aan my werk. Gaan nie net sommer by die huis bly? Nee, ons gaan nie. En dis dieselfde getrouheid vir God se werk en getrouheid om hier te wees. Ek sê nie ons moenie weggaan nie. Ek sê getrouheid. Daar's baie van ons wat kan sit by die huis en hier is nie. En daar's baie wat sê, ek luister na die video of ek kyk na die YouTube. Dis nie dieselfde nie. Jy moet met jou boeties en sissies in aanraking kom. En elkeen wat hier so sit, is my boetie en my sissie. En ek moet julle sien, want as ek jou sien, dan weet ek, gaan dit goed of gaan dit sleg? Partykeer probeer ons dinge baie wegsteek. Maar ek kan vir jou sê, gaan dit goed of gaan dit sleg? Getrouheid. Getrouheid is seker, ek moes op seker bo in die lysie gesit het. Gesê, getrouheid kom eerste. Want getrouheid gaan maak dat ek bid. Getrouheid gaan maak dat ek my Bybel lees. Getrouheid gaan maak dat ek gehoorsaam is. So elke dingetjie is gekoppel aan getrouheid. God gebruik toegewyde mense. Nou die Bybel het baie toegewyde mense. En een van hulle was Moses gewees. En die teks is nou nie daar nie, so julle hoef hom nie op te sit nie. En Eksodus 19 vers 10 en 11 sê hy vir Moses, consecrate the people, voordat hulle op die berg Sinaï opgaan. So met ander woorde, hulle moet eers hulle klere was, hulle moet hulle skoon maak, voordat hulle kan ingaan. Samuel, wie van julle weet wat het Hanna met Samuel gedoen? Sy het hom toegewy aan die Here. Sy het vir die Here gesê, as ek 'n seun het, sal ek hom vir u gee. Sy het hom toegewy aan die Here. Daniel was toegewy aan die Here. En toe die wette inkom en die wette sê, jy mag nie openlik bid nie, of jy mag nie vir God bid nie, het Daniel hom nie aan die wette gesteer nie, want hy was toegewy aan God. En, wat sê ons?
toewyding kom wonderwerke. Hulle gooi vir Daniël in die leeukuil met hongerleeu's en nie een leeu raak aan hom nie. 'n Wonderwerk. Ester was toegewy aan Naomi. Paulus was toegewy aan die werk wat hy vir Christus gedoen het. Maak nie saak of hy in die tronk was nie. Maak nie saak of hy gemartel was nie. Hy was toegewy aan die werk wat hy vir God moes gedoen het. Noag. Die woord sê Genesis 6 vers 9, dis ook nie daar nie. Hy sê, Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydsgenote was hy onberuslik en het hy naby aan God geleef. Henog het naby aan God geleef en toe was hy nie meer daar nie, want God het hom na hom toe weggeneem. Wow. Julle kan dit gaan lees in Genesis 5 vers 24. Wow. Hoe wonderlik is dit nie, as ons vandag hier loop, en ons is so naby aan God. Ek het so 'n verhouding met God. Ek is so toegewy aan my Vader, dat 'n paar jaar later, is ek nie meer daar nie, ek is net by hom. Asaf, Psalm 73, dit is goed vir my om naby God te leef. Maria het baie duur parfuum gevat en oor Jesus se voete uitgegooi, sy voete gewas daarmee, haar hare gevat en sy voete afgedroog met haar hare. Dis die toewyding wat Maria gehad het. 2 Timoteus 2 vers 21 sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, heilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie taak. So as ons reinig en ons is toegewy aan God, is ons bruikbaar vir elke goeie werk. Ek het 'n paar vrae wat ek vanoggend net wil vra. Jy hoef nie te antwoord nie. Hou dit net in die gedagtes. Is daar iets wat ek nog aan God moet oorgee? Is daar iets in my lewe wat ek mee moet klaarmaak? Leef ek heilig voor God? Maak ek genoeg tyd vir gebed en vir God se woord? Is my hart volkome aan God toegewy? Dit is maklik om hierdie vrae te antwoord, yes. Ek kan op almal sê yes. Maar God stap met ons op pad, hy weet wat hier binne in ons is. Hy ken my toewyding. Hy ken elke swak plek wat ek het. Het is makliker om daai dingetjie wat hier binne in my is, aan hom te openbaar, want dit is my eerste stap. Te sê, Vader, ek het hierdie ding. Ek sukkel hiermee. Dit het 'n invloed op jou toewyding met God. En dit het 'n invloed op my. Help my om ontslae te raak van hierdie ding. Die wonderwerk sal wees, hy gaan jou vrymaak. Hy gaan jou vrymaak daarvan. Wanneer ons onsself aan God toewy, dan is daar 'n paar dinge wat in ons lewe gebeur.
Hy vorm ons karakters. Hy versterk ons geloof. Berei ons voor vir sy werk. Is nie op my notas nie. En hy haal jou uit jou comfortzone uit. Want hy berei jou voor. So skielik plaas hy jou op 'n plek. En jy moet vir hom iets doen. Levitikus 20 vers 7 sê, toon dat julle heilig is en wees heilig, want ek is die Here, julle God. Consecrate yourself and be holy, because I am the Lord your God. Dis besluite wat ons moet maak. Eric Lindell is 'n Skotse Christen. En in 1924 moes hy aan die Olimpiese Spele deelgeneem het in Parys. Hy was 'n 100 meter atleet. En almal het geweet hy gaan die goue medalje kry vir 100 meter. Willie, ek dink hierdie gaan jou. En skielik, toe die program uitkom, is die uitdinne van die 100 meter op 'n Sondag. En hy sê, nee, ek gaan nie. Ek gaan nie hy uitdin dit byna. En daar was soveel kritiek van die koerante af. Daar was soveel kritiek van sy mense af. Hoe kan jy dit doen? Jy gooi die eer van 'n 100 meter wenner, 'n goue medalje, gooi jy weg. En hy sê, ek gaan dit nie doen nie. En hy Sondag gaan hy na 'n kerk toe in Parys en hy gaan sit in die kerk. Ander mense sê hy het gaan preek daarso, maar hy was in hierdie kerk gewees. En in die week roep hulle hom nader, die mense. Hulle sê, ons gee jou 'n kans om vir ons te bewys wat jy kan doen. Maar nie op 100 meter nie, jy gaan 400 meter hardloop. En dit is nie 'n afstand wat hy geoefen het nie. En hy sê, okay, ek sal dit doen. En hulle sê, net voordat hy na die wegspringblokke toe loop, sit iemand 'n brief in sy hand. En daar staan in hierdie brief, Samuel 1 vers 2, Samuel 2 vers 30, 'n gedeelte van daai ene staan daarso. Wie my eer, sal ek eer. Wie my eer, sal ek eer. Dis om 'n toegewyde lewe te leef. Maak die saak van die roem en die dinge nie. Hy het 'n besluit, en dit was sy besluit. Hy het gesê, ek gaan nie. Hulle sê, toe hy wegtrek daarso, het daar iets gebeur binne in hom. Hulle sê, hy sê, dit het gevoel asof 'n wind in hom is. En hy hardloop daai dag, en hy breek die 400 meter rekord daai dag. En hy kry 'n goue medalje. Ek weet, Willie het eendag gesê, hy het gestop om die Comrades te hardloop, omdat hulle die Comrades geskuif het, na Sondag toe. Hierdie ou het dieselfde gedoen, en hy breek die 400 meter rekord. Toewyding. Nou ek het dan in die begin, het ek 'n storie vir julle vertel, van hierdie Spaanse velvoeder. 500 mans, en hulle moet 'n hele empire gaan aanvat. Die mans word bang, en hy wil weghardloop, en hy sê vir sy ouens, steek die skepe aan die brand. En sy eie mense sien, hoe sink die skepe,
En hulle het geen uitkoms nie. Al wat hulle kan doen, is om vorentoe te beweeg. Al wat hulle kan doen, is om te veg. Na 2 jaar, toe behoort Mexico, die staat Mexico, die land Mexico, toe behoort dit aan die Spanjaarde. Toe daai 500 mans die oorlog gewen. So soms wil ons weghardloop, want ons sien, dis nie lekker nie. Dan kom God, ons Vader, wat baie lief is vir ons. En hy sit 'n struikelblok net daar, dat ons kan nie weghardloop nie. Want ons toewyding is by hom. En al is ek hoe bang hier binnekant, al sien ek nie kans vir môre nie, en ek leef 'n toegewyde lewe, gaan daar 'n wonderwerk wees. Miskien nie soos wat ek dink dit gaan wees nie, maar daar sal 'n wonderwerk wees. Ek wil graag hê, die van die wat wil, moet saam met my staan. Ek is klaar, maar ek het 'n laaste gebed wat ek net wil doen. Vir elke toegewyde persoon in hierdie plek. Vader, ons as 'n gemeente kom vanoggend na U toe. En ek bid dit namens die gemeente en ons as 'n gemeente herbevestig net weer eens ons toewyding aan U. U die hele maand met ons geloop oor hierdie toewyding, hierdie consecration, die lewe wat ons moet leef. En ons is vanmôre hierso om net weer vir U te sê, ons lê ons eie lewe af en ons wil 'n lewe van toewyding vir U leef. Vader, ons besef, dit sal nie maklik wees nie. Maar U sê, sal U vir ons 'n wonderwerk doen. As ons getrou is, sal U getrou wees. As ons doen wat U wil hê wat ons moet doen, sal U ons beskerm. En U sal ons vashou. Vader, dankie vir hierdie woord wat U vandag vir ons gegee het, Vader. Dankie dat ons net die bal is, dat U gooi die bal waar U hom wil hê. En vanoggend sê ons is bereid om dit saam met U te doen. Baie dankie daarvoor, Vader. En as ons uit mekaar uitgaan, beskerm ons. En ek bid dit in Jesus se naam. Amen.